Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan soos altyd baie goed met u en dat die waarheid van God se woord vir altyd van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ek voort oor die godheid van Jesus Christus. Dis 'n baie omstrede, 'n baie kontroversiële onderwerp, veral in die godsdienstwêreld, waar soveel kultusse en godsdienste die godheid van Christus ontken. Maar ek gaan vandag meer gesels oor professor Bart Ehrman. Dit is 'n man wat glo dat Jesus nie God is nie. Hy probeer dit deur die skrif te bewys. En ons gaan so 'n paar videoklips van die man luister en alles in die lig van die skrif ondersoek. Nou die belangrike vraag is, het Jesus homself gelykgestel met God? En ons gaan vandag in die skrif sien dat dit wel die geval is. So kom ons spring dadelik weg. Nou soos ek reeds gevra het Jesus homself gelykgestel met God? As jy kyk na die skrifgedeeltes en na die eerste 4 evangelies, is dit baie duidelik dat Jesus homself met God gelykgestel het. Ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes en dit is baie belangrik dat ons gaan kyk wat die skrif te leer in konteks en ons gaan ons sien, maar dit is wat Jesus gesê het en dis hoekom hulle wou stenig. So die antwoord is beslis ja, onteenseglik is die bewys daar dat hy waarlik God is en daarom kan ons as Christene aanvaar dat Jesus waarlik God is. Maar kom ons gaan kyk wat sê Kenneth Copeland. Hy is 'n man wat in die Word of Faith movement is en hy sê, Jesus het vir hom gesê, he never claimed to be God. Maar kom ons gaan kyk wat hy sê. Dis wat Copeland sê, Jesus did not claim to be God, en dan sê Jesus het die volgende vir hom gesê, it's time for these things to happen, save the Lord. It's time for the spiritual activity to increase. Oh yes, demonic activity will increase at the same time. Nou sê Jesus vir hom, but don't let that disturb you. Don't be disturbed when people accuse you of thinking you are God. Don't be disturbed when people accuse you of a fanatical way of life. Don't be disturbed when people put you down and speak harshly and roughly of you. They spoke the same that way of me. Should they not speak that way of you? The more you get to be like me, the more they're going to think that way of you. They crucified me for claiming that I was God, but I did not claim I was God. I just claimed I walked with him and that he was in me. And that's the way you're doing. Dis wat hy nou vir Kenneth Copeland sê. En Kenneth Copeland, daar's 'n video daaroor. Ek gaan op 'n latere geleentheid, wanneer ek gaan praat oor dwalinge oor die godheid, gaan ek al hierdie mense, hierdie valse profete uitwys, hoe dat hulle Jesus se godheid van hom probeer wegneem. En dit is baie subtiel. Maar, nou ja, kom ons gaan kyk wat leer die skrif. Nou, Jesus verklaar openlik sy godheid. As ons gaan kyk na die skrifgedeelte in Johannes 10 vers 30 tot 33, hy sê, ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om te stenig. Jesus antwoord hulle, baie goeie werk het ek julle getoon van my Vader, oor watter een van die werke stenig julle my. Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor Gods lastering, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. So die Jode het baie mooi verstaan wat daardie term beteken. Hulle het verstaan dat hy hom gelykstel met God, en dit is hoekom hulle hom altyd wou stenig. 'n Ander skrifgedeelte in Johannes 5 vers 17 tot 18 sê die volgende, en Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hier stel hy hom weer gelyk met God, en die Jode sê vir hom, hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat verbreek nie, maar ook God sy eie Vader genoem het, en hom met God gelyk gestel het. Is dit nie duidelik nie? So hierdie skrifte is geïnspireer deur die Heilige Gees, dit staan met 'n rede daar, want Jesus het hom wel gelyk gestel met God, en dit is hoekom hom wou kruisig. Maar kom ons gaan luister na die eerste videoklip van Bart Ehrman, waar hy natuurlik dan praat oor Markus, die boek van Markus, Matteus, Markus, Lukas, dat nie een van hierdie synoptiese evangelies het Jesus sê, ek is God nie,
En hy ontken nie dat Markus Jesus as goddelik beskou nie, maar hy sal graag wil weet wat is Jesus se eie woorde. Maar kom ons gaan luister na die gesprek. You're saying that Mark portrays Jesus as divine, and that has no bearing on what I was saying. I didn't deny that. I think that Mark does see Jesus as divine. What I'm asking is, what did Jesus himself say about himself? Now, you pointed out things like John the Baptist looking to Jesus, Jesus walking in the water, Jesus healing the blind. I mean, we could talk about each of all those, but I'm agreeing that Mark portrays Jesus as divine. My question is, did Jesus go around Palestine, Galilee, and then Judea, saying, I and the Father are one? Before Abraham was, I am. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. These are sayings found in the Gospel of John, which you agree is the last of the Gospels. Those sayings are not found in Mark, which you agree is an earlier Gospel. And they're not only found not in Mark, they're not found in Luke, they're not found in Matthew, they're not from Q, they're not in any of the early sources where Jesus says these things. When you pointed out that in Mark's Gospel, people continually are asking, who is this? The answer is never, he is God. And Jesus himself never says, I am God in Matthew, Mark, Luke, or their sources. Nou ja, dit is wat Bart Ehrman sê, hy ontken nie dat Markus Jesus as goddelik beskou het nie, maar hy wil hoor wat het Jesus van homself gesê. En dan sê hy in die 3 synoptiese evangelies, dat Jesus nooit gesê het, ek is God nie, of gesê het, aanbid my, of wat ook al die geval mag wees nie. Maar dat hy wel in die boek van Johannes om gelijkgestel het met God, maar dit is duidelik in al 4 hierdie evangelies, kan het duidelik gesien word, dat Jesus homself gelijkstel met God, hy praat uit die werke wat hy gedoen het, die dinge wat hy gesê het, en so meer, ons gaan later na 'n paar skrifte kyk in hierdie 3 synoptiese evangelies. Maar dit is wat hy sê, hy wil graag dit hoor. Nou kom ons gaan luister wat hulle verder te sê het, toe Jesus natuurlijk op die see geloop het, en hy gesê het, ek is, toe hom vra, wie is hy, toe sê hulle, ek is, dit is nou, hy gebruik die term, ek is, wat natuurlijk uit Exodus 3 vers 14 kom, waarin God gesê het, ek is wat ek is. En Jesus gebruik hierdie term derentyd in die evangelies. Maar kom ons gaan luister na die gesprek. John doesn't have Jesus go around saying, I am God either. So I think... I and the Father are one. Before Abraham was, I am. Yeah, these are big things. But, you know, I mean, when you walk up to, I mean, okay, you may not believe it happened, but when it's portrayed as someone walking up to people on the water and then saying, I am, you know, it's a pretty dramatic thing, isn't it? So, you know, in the Gospel of John, the man born blind is asked, were you the one who was born blind? And he replies, ego eimi. Sure. I am. Sure. Saying I am is just a way of saying yes. Yeah, but it's not just that when you're just walked across the water. It's something Peter different. It's walked something on more. the water too. Yeah, but okay, did that make him God? No, again, but Okay. there is a difference. But he was the one who fell down, of course. Nou, vir die valse profete is die term ek is 'n verskriklike term. Hulle kan nie aanvaar dat Jesus eintlik hier praat van homself as die groot ek is nie. Dis wat hy derentyd in die evangelies doen. Maar dan sê hulle maar, hy het op water geloop en toe hom vra of toe sê ek is. Hy sê nie maar in die boek van Johannes, die blinde man wat blind gebore was, het ook aan hom gevra toe sê ek is, dit is ek. Nou dis maar net 'n antwoord sê hulle wat hy sê, maar dis ek. En maar dan lê iets diepers daarin. Jesus sê deur hierdie term ek is wie hy eintlik is. En nou dit wat Bart Ehrman sê is, hy betwyfel heeltyd die godheid van Christus, ongeag of hy water geloop het al dan nie, want hy sê Petrus het ook op water geloop, maar weet vir Petrus daardie mag gegee om op die water te loop. Dis net Jesus Christus. En wie anders as God wat daardie vermoë het. Nou, I am is wat God in Exodus 3 vers 14 gesê het, wie hy regtig is. En dit is hy, God in die vlees, Jesus Christus. Maar kom ons gaan kyk toe hulle nou terug in die skei klim, wat gebeur hier. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. Nou hierdie is 'n belangrike uitspraak, want ons weet in Matteus en al die evangelies kom dit voor, en natuurlik het Petrus erken dat hy die seun van God is.
en daarom het Jesus hom gesê, geen bloed of vlees het dit aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou wat is die openbaring hier? Dit is die openbaring wie Jesus werklik is. Hier staan die waarheid voor hom, die God van die hemel en aarde. Maar dis wat hierdie mense glo, hulle verstaan die term verkeerd, hulle sê ek is, het 'n ander betekenis, en dit is absoluut nie wat die woord in konteks hier leer nie. Maar kom ons gaan kyk wat sê Bart Ehrman van Jesus Christus. Kom ons gaan kyk wat is sy idee. Nou hy sê, if Jesus never called himself God, how did he become one? Dit is eintlik 'n dom vraag. Jesus het nooit gesê, ek is God nie, alhoewel hy dit in Openbaring 1 vers 8 gesê het, maar hier het dit nooit in die synoptiese evangelies gesê nie, en dis eintlik 'n dwaase vraag. If Jesus had not been declared God by his followers would have remained a sect within Judaism and small Jewish sect, and it would not have attracted a large number of Gentiles, states historian Bart Ehrman. During his lifetime, dis nou wat hy sê, Jesus himself didn't call himself God and didn't consider himself God, and none of his disciples had any inkling at all that he was God. So, kom ons gaan kyk, het hy ooit Openbaring 1 vers 8 gaan lees, en dis baie belangrik, waar Jesus op die eiland Patmos aan Johannes verskyn, en hy sê vir Johannes die woorde, hy sê ek is die Alpha en die Omega. Dis ook 'n Ou Testamentiese term, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, wat net aan God toegedig kan word, en Jesus sê baie duidelik, ek is die Almagtige wat kom, ons gaan in die skrifgedeelte kyk. Maar kom ons gaan luister wat gesels hulle verder, in 'n gesprek met Bart Ehrman, waar natuurlik Jesus gesê het, Jesus was nie gekruisig omdat hy homself God gemaak het nie, maar omdat hy die koning van die Jode is. Kom ons gaan luister wat hulle sê. It'd be a mistake to say he was covering it up so that they wouldn't kill him any earlier, because he's actually not crucified for calling himself God. His divine claims have no relationship to any of the crucifixion narratives. And so it's not that that's going to get him in trouble. So, I mean, what is it? What is the? Oh, it's pretty clear. When you read the trial narratives, Pontius Pilate kills him for claiming to be the king of the Jews. And that's a political claim. And so Pilate isn't concerned about Jewish theology. The term Messiah in most Jewish thinking at the time, and in certainly Roman understanding of Jewish thinking, is that the Messiah is the future anointed one, the king of Israel. Well, that's the literal meaning of the word Messiah. Yeah, it's the name. Christos is the Greek word, Mashiach is the Hebrew word. It's referring to the king who gets anointed during his coronation ceremony to show that he's the favored one of God. Nou ek gaan vir u bewys uit die woord van die Here dat dit alleen is, dat hierdie man hier sê dat hy gekruisig was omdat hy maar nie die koning van die Jode sou wees. Hy sê gekruisig omdat hy homself God gemaak het nie, maar omdat hy die koning van die Jode sou wees. Die skrifte is duidelik dat hy homself gelykgestel het aan God voor Pontius Pilatus en so meer. En hy sê dis 'n politieke claim dat hy die koning van die Jode is, so dit gaan polities en dis nie 'n geestelike ding nie, maar kom ons gaan kyk wat sê die skrif, wat sê die woord van die Here. Daar is skrifgedeelte in Lukas 22 vers 70 tot 71 en hulle almal sê, U is U dan die seun van God? En hy antwoord hulle, U sê dat ek is. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig, want ons het dit self uit sy mond gehoor. Nou sê Bart Ehrman, nee, in die eerste 3 evangelies sê jy dit nooit hoor dat hy hom gelykgestel het met God nie. Hier doen hy dit absoluut. En kom ons gaan kyk wat sê Matteus 26, vers 63 tot 66, maar Jesus het stil gebly en die hoëpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê, of u die Christus die seun van God is. Jesus sê vir hom, u het dit gesê. Met ander woorde, hy bevestig, dit is so. Maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die seun van die mens sien sit, aan die regterhand van die krag van God, en kom op die wolke van die hemel. Dit is 'n teken dat hy waarlik God is. Hy het opgevaar hemel toe en hy gaan weer terugkom. Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê, hy het godslasterlik gespreek,
Wat het ons nog getuienis nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor. Wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die dood skuldig. Ek gaan vir 'n video klip wys nou, hoe dit werklik gebeur het. Kom ons gaan kyk daarna. I ask you now, in the name of the Eternal, are you the Messiah, the Son of God? I am. And you shall see the Son of Man sitting at the right hand of the power of God. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Nou, dis baie duidelik wat in die skrifte gebeur het. Hy het homself as God verklaar, en dit het hulle natuurlik gehoor uit sy mond uit, en gesê het, maar die Here God is een. Kyk, vir Israel is daar een God, hy is een, daar is nie drie persone, daar is nie 'n drie eenheid nie, vir hulle is die Here een, en tog is hy werklik een, maar 3 persone. Ons gaan later lekker gesels oor die drie eenigheid van God, die Trinity, wat 'n belangrike onderwerp is. Maar natuurlik het hulle hier dan gesien waaroor hy skuldig is. Hy het homself God gemaak en daarom het hulle hom gekruisig. Niks anders nie. Maar hulle sê, Bart Ehrman sê, nee, hy is deur die feit dat hy gesê het, hy is die koning van die Jode. Dit is 'n politieke claim. Dit is nie die geval nie, dis 'n leuen. Maar dit is belangrik dat ons verstaan wie Jesus Christus is. Hy is waarlik God in die vlees. Nou goed, baie belangrik, Jesus verklaar homself die Almagtige, en ons sien dit in die boek van Openbaring, baie duidelik, Openbaring 1 vers 7 tot 8. Hy sê, kyk, ek kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. En dis baie duidelik dat Jesus hom homself duidelik in die boek van Openbaring aan Johannes op die eiland Patmos verklaar as die God van hemel en aarde, die Almagtige. Dis baie duidelik. Nou ja, die skrifte is baie duidelik dat Jesus homself verklaar en gelykgestel het met God, en hy het geweet wie hy was. Hy is waarlik God, en dit is die fundament van gelowiges se geloofslewe. Ons moet weet wie ons verlosser is. Hy is ons God, hy is ons almagtige God, wat ons gered het. Hy het gekom, God in die vlees, en dis belangrik, want dis waarvan jou geloof en jou saligheid werklik afhang. As jy nie kan glo Jesus is God nie, het jy 'n groot probleem. Mag die Here ons lei, die wysheid gee, die Heilige Gees ons insig gee, om hierdie goed reg te verstaan. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer praat en gesels, mag die Here u seën. Totsiens.